Hallo daar, hallo daar, hallo daar. Welkom by 'n sak vol stories. Dit is so lekker om hierdie stories met julle te deel. Dankie vir almal se boodskappe en die terugvoer en die van julle wat ons 'n punt gee hier waar jy luister of miskien 'n kommentaar los. Ons waardeer dit alles. Vandag se storie verwys selfs terug na een van ons eerste stories. Die storie oor Anansi, die slim en slinkse spinnekop. Maar vandag se storie gaan oor veel meer as net dit. So, hier gaan ons. Anansi en die patathopies. Lank gelede was daar 'n ou vrou. Jy sal dit nie glo nie, maar sy kon mense in paddas verander. Sy kon op 'n besemstok vlieg. Sy kon towerdrankies kook. Sy was, ja, jy het reg geraai, 'n heks. Sy was nie 'n bose, nare heks nie, maar sy was nogal lig geraak en het maklik geïrriteerd geraak. En wat haar meer as enigiets in die hele wêreld geïrriteer het, was haar naam. Sy het kliphard gekla en gekerm. Ja, al die ander hekse het sulke wonderlike heksagtige name. Brunanda, Wanda, Griselda, selfs Heksie. Maar nee, my ma moes my 5 noem. Dis reg, haar naam was 5. Sy is haar hele lewe lank daaroor geterg. Sy het haar meer verloor elke keer as mense simpel name vir haar opgemaak het, soos vat 5 of 5 in 'n ry of 5 vir konfyt. En so hou dit aan met elke liewe 5. Hou op! Ekskuus tog? Ek sê, hou op! Wie? Ek? Ja, jy, meneer, ek vertel net die storie. As jy nog een keer my naam sê, verander ek jou in 'n... Nou goed, jammer. Ek het nou genoeg gehad. Ek gaan uiteindelik iets daaraan doen. Kom, meneertjie, vertel vir die mense wat ek doen. Sy waai 'n towerstaf in die lug en nou strooi sy gedroogde paddapoeier op die vloer. Ek berei 'n towerspreek, jou uilskyken. Luister nou, as iemand ooit weer 5 sou sê, of hulle dink hulle is oulik en 'n bietjie breed wil hê, sal hulle net daar neerslaan, ja, vas in die slaap, vir ewig sal hulle lê. Wel, die towerspreek het gewerk. Mense het nie regtig vir ewig aan die slaap geraak nie, maar hulle het vir ten minste 'n week lank geslaap. Van toe af het almal dadelik aan die slaap geraak as hulle die woord 5 sê. Ek is natuurlik immuun teen die vloek. Ek het spesiale storievertelkragte. Maar al die ander mense het dadelik aan die slaap geraak. Onderwysers wat kinders leer. Nou goed klas, 2 + 3 is gelyk aan 5. Of handelaars wat goed verkoop. En hoeveel kos hierdie lemone? Dit verkoop teen R20 vir 5. Nou ja, jy onthou dalk vir Anansi, die slim klein spinnekop uit een van ons vorige stories. Hy was nie juis lus vir werk nie, maar hy het wel baie daarvan gehou om te eet. En Anansi het 'n slim plan beraam om die heks se towerspreek te gebruik om te kry wat hy wil hê. Hy het 'n plek gekies op die pad wat na die dorpsmark lei en aan die werk gespring om sy plan van stapel te stuur. In die skadu van 'n groot groen boom het hy 5 hope grond bymekaar geskraap en in elkeen 'n patat geplant. Hy het elkeen versigtig nat gelei totdat dit begin groei het.
Perfek. sê hy, terwyl hy 2 van sy 8 pote teen mekaar vryf. Toe weef hy 'n spinnerak en wag. Na 'n rukkie het 'n hond verbygekom. Hy het 'n mandjie vol heerlike vrugte gehad wat hy mark toe geneem het. Verskoon my, broer hond, Roep Anansi. Wel, hallo Anansi, sê die hond. Hoe gaan dit? Eintlik nie so goed nie. Jy sien, ek probeer om my patathope te tel. Ek is nie so 'n slim dier soos jy nie. Sal jy so gaaf wees om hulle vir my te tel? Oh, met graagte man, sê die vriendelike hond. Hy begin toe tel. Daar is 1, 2, 3, 4, 5. Daar val die hond neer, vas aan die slaap. Anansi gee 'n gilletjie van vreugde. Jippie! Sy plan het gewerk. Hy het al die hond se vrugte bymekaar gemaak, die hond tot in die skadu van die boom gesleep waar niemand hom sou sien nie en gewag vir sy volgende slagoffer. Dit het nie lank geneem voordat die bul verbygestap gekom het nie. Hy het 'n groot sak vol mielies op sy rug gedra wat hy by die mark wou gaan verkoop. Help! Skree Anansi. Help! Wat is fout, Anansi? Vra die vriendelike bul. Dis 'n noodgeval. Ek moet onmiddellik my patathope tel. As ek dit nie kan doen nie, Moenie bekommerd wees nie, klein spinnekop. Ek help altyd graag 'n spinnekop in nood. Ek sien 1, 2, 3, 4, 5. Daar val die bul neer, vas aan die slaap. Anansi het gegiggel en al die bul se mielies bymekaar gemaak. Hy het die swaar bul tot langs die hond gesleep en weer gaan wag. Hy het hierdie skelmstreek oor en oor gespeel. Hy het die leeu, die renoster, die zebra, die vlakvark, die krokodil en die kameelperd gevlous. Gou-gou het hulle almal vas aan die slaap rondom Anansi se boom gelê. Die dag was besig om tot 'n einde te kom. Anansi het al oorgenoeg kos gesteel, maar hy het besluit om vir nog een laaste slagoffer te wag. Toe hoor hy 'n gekloek in die verte. Kort voor lank sien hy die hen verbygewaggel kom op pad mark toe. o, mevrou hen. Roep Anansi. Anansi, wat gaan aan? Wel, ek het jou hulp nodig. Ek het hier die patathope, maar ek het geen idee hoeveel ek het nie. Kan jy hulle vir my tel? Die hen het na die patathope gestap en bo op een van hulle gespring. Kom ons kyk, meneer Spinnekop. Jy het 1, 2, 3, 4 en die een waarop ek staan. Wat is fout met jou? Dis nie hoe 'n mens tel nie. Skree Anansi. Wat is fout met my manier van tel? Vra die hen. Daar is nie so 'n getal soos die een waarop ek staan nie. Tel hulle weer. Nou goed dan. Daar is maar 1, 2, 3, 4 en die een onder my. Ag, kom nou, verebrein. Dis nie wat jy veronderstel is om te sê nie. Wat moet ek dan sê? Jy is veronderstel om te sê 1, 2, 3, 4, 5. Daar val Anansi op die grond neer, vas aan die slaap. Die hen
het die slim spinnekop uitoorlê. Sy het gelag, haar mandjie opgetel en na die mark vertrek. Na omtrent 'n week het Anansi wakker geword, omring deur al die diere wat hy geflous het. Hulle het kort voor hom wakker geword en vinnig besef wat gebeur het. Kom ons sê maar net, Anansi het baie gehad om te verduidelik. Kom ons kyk gou na 'n paar woorde wat ons hier geleer het. Daarso is liggeraak. Sy was nogal liggeraak. Iemand wat liggeraak is iemand wat baie maklik ontstel raak. Jy kan hom sommer vinnig baie omkrap met die kleinste dingetjie. Dan het ons van stapel stuur. Hy het sy plan van stapel gestuur. Dit is 'n manier om te sê, jy het iets wat jy beplan het of gereed gemaak het, laat begin. En dan reg aan die einde het ons gehoor uitoorlê. Die hen het die slim spinnekop uitoorlê. Dit beteken, hy het 'n plan gehad, maar haar plan was beter en sy het vir hom ore aangesit. Daar sy, baie dankie vir die saamluister en dankie vir almal wat ons stories met mekaar deel. Dis altyd lekker om nuwe luisteraars te hê en is net so lekker om vir ons getroue luisteraars elke week 'n nuwe vars storie uit ons storiesak uit te bring. Ons hoor graag van julle. Stuur vir ons 'n e-pos by sakvolstories@gmail.com of los 'n kommentaar hier of gaan na ons webblad by sakvolstories.co.za. Tot volgende keer, lekker lees, lekker luister en lekker leer. Arrivari!